Mense, goeiemôre en welkom by Frik se Bakkie Boodskap elke maandagoggend. Kan ek vanoggend met jou hart tot hart praat asseblief? Ek kom agter deesdae dat baie mense, en ek herhaal myself, baie mense is so behep met die duiwel. Ons sal byvoorbeeld vir mekaar 'n WhatsApp boodskap stuur om te vra en te sê, weet jy wat, ek ervaar die duiwel val julle aan. So vertel my in watter area val die duiwel julle aan, sodat ons vir julle kan bid. Of iemand sal net sê, wie wat, bid vir my. Waarvoor moet ek vir jou bid? Nee, die hel is los, die duiwel is hier in my huis, hy's in my man, hy's in my vrou, hy's in my kinders, hy's in ons finansies. Bid saam met ons dat die duiwel sal gaan. Ons is so behep met die duiwel, en kort, elke boodskapie is, die duiwel, die duiwel, die duiwel. Wanneer laas het jy by iemand gekom? En jy het vir iemand gevra, vertel my van die seëninge van Vader Jahwe op jou lewe. Vertel my van jou geloofswandel. Verdiep dit nog elke dag? Is jy nog steeds so entoesiasties en opgewonde oor die woord? Mense, daar's 'n skuif. En die skuif is na die duiwel toe. En ons lewens is miserabel en ons vreugde is gesteel en ons is so behep met die duiwel. Ons vergeet van die krag in ons. Mense, as jy vandag besef dat jy is 'n gevolmagtigde van hemel op aarde, jy het 'n power of attorney van die hemel. As jy vir die duiwel sê in die naam van Meester Yeshua, gaan, moet hy gaan. Hoor gou wat sê die woord in Romeine hoofstuk 16 vers 20. Hy sê, Elohim wat vrede gee. Weet jy, kom met ons nie vrede nie. Ons is so behep met die duiwel. Elke ding is die duiwel, die duiwel, die duiwel. Ons vergeet baie keer, ons is die outeur van ons omstandighede. Die feit dat ons is waar ons is ons besluite. Die duiwel het niks daarmee uit te waai nie. Ons is so behep met hom, dis hoekom ons nie meer vrede het nie. Nou kom die woord in Romeine 16:20, hy sê, Elohim wat vrede gee, sal Satan spoedig onder julle voete verpletter. As jy nou weer by iemand kom en vra jy vir daai persoon, sê gou vir my, vertel my gou jou oorwinnings oor die duiwel. Vertel my waar jy hom oorwin, nie in jou eie naam nie, nie in jou eie krag nie, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Ruach, deur my Heilige Gees. Vertel my, in watter areas het jy die duiwel oorwin in die naam van Meester Yeshua, nie in jou eie krag nie. Want die woord sê, hy gee ons die vrede en die Satan spoedig ons onder ons voete verpletter. Julle ken 'n baie bekende gedeelte, Lukas hoofstuk 10 vers 19. Hy sê, en ek gee aan julle die mag en die krag, met ander woorde, die autoriteit, jy's 'n gevolmagtigde, jy's 'n power of attorney van hemel op aarde, sodat jy op slange en skorpioene kan trap, en oor al die mag van die vyand. Hou op met die vyand. Hou op om te sê, daar 6 bose aanvalle van die vyand. Ons ken dit op die punte van ons vingers, maar ons ken nie die eienskappe van die Heilige Gees nie. Ons ken nie die krag van die lewende God nie. Ons ken nie die woord nie, maar ons ken die duiwel. Ons is so behep met die duiwel. Ons is so doenig en danig met die duiwel. Ons vergeet van die krag in ons. Hy sê, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap, en oor al die mag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal nie slaag nie. Nou, hoekom ga jy dan so te kere? O nee, die duiwel val my aan, bid saam met my dat die duiwel kan vlug. Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal nie slaag nie. En mense, hoe meer jy met die duiwel, hoe minder is jou vreugde. Dan is jy in 'n miserabele toestand, en dan wil jy tou opgooi, en dan is jy moedeloos. Moenie toelaat dat die duiwel langer met jou mors nie. Mense, kan ek gou iets vir jou sê. Hoe meer jy in 'n regte verhouding staan met Vader Jahwe, dit beteken, 'n regte verhouding beteken om gehoorsaam te wees aan hom ten opsigte van sy instruksies, sy verbond, sy gebooie, sy verordeninge en uiteraard ook sy afsprake. Hoe meer jy in 'n regte verhouding staan, hoe groter en sterker word jou potensiaal in hom. Dit maak jou nie great nie, dit maak jou eintlik humble, dat jy nederig sal wees, en elke keer wanneer jy swak is, dan kom sy uitgestrekte hand, die sterke hand van die lewende God, en hy draai jou deur. Wat ontwikkel jou? Dis die woord. Die woord ontwikkel jou. Mense, ons is so vol van die duiwel, en die duiwel doen dit, en die duiwel is dit, en ons is so behep met die duiwel, maar ons is leeg met Vader se woord. Hierdie is 'n hart-tot-hart gesprek op hierdie maandagmôre. En dat jy hierdie week sal ingaan, dat jy sal klaar kry met die duiwel. Hou op
om die duiwel toe te laat om met jou te mors. Mense, hoor gou vir my. Ek en jy, die woord sê in Romeine 16 vers 20, hy sê die Satan is spoedig onder julle voete. Ons verpletter hom. Jy die mag en die krag. Dis jou posisie, man. Maar as jy in 'n verkeerde verhouding staan, en jy weet nie eens wie is Vader Jahwe, jy ken nie eens die eienskappe van die Heilige Gees in jou nie, yes, dan gaan die duiwel met jou ploeg. En jy moet dit vandag weet. So mense, wie wat is die probleem? Ek dink ons verstaan ons omstandighede verkeerd. As jy vandag bid moet sê, Abba, ek is in 'n moeilike situasie. Ek is in 'n oorlog, ek is in 'n tsunami, hier's 'n hurricane hier rondom my. Abba, gee my asseblief die wysheid. Gee my die insig hoe om hier deur te kom. Moenie die duiwel betrokke maak met dit nie. Abba, help my. Ek is in 'n omstandigheid. Mense, baie keer verstaan ons omstandighede verkeerd. Baie keer deur die omstandighede wil Vader jou karakter bou. Hy wil jou nader bring aan hom. Daarom gaan jy deur die omstandighede. Nou is ons betrokke met die duiwel dit en die duiwel dit, en ons vergeet eintlik waar ons krag lê. So maak seker dat jy verstaan jou omstandighede reg. En dan 'n ander ding. Moenie op mense fokus nie. Asseblief nie. En baie mense fokus op mense en dan die duiwel en die duiwel en die duiwel. Die woord sê in die laaste dae sal ons in moeilike tye ingaan. Tye van moeilikheid as gevolg van mense. Moet nooit toelaat dat mense jou fokus bly nie. As mense jou fokus is ek jammer vir jou. Dan gaan jy die toets dop. Want mense gaan jou teleurstel. Mense gaan jou verpletter. Mense gaan jou verwoes. Hulle gaan voor jou glimlag, maar van agteraf steek hulle 'n mes in jou rug. Dis wat mense doen. Jy kan nie toelaat dat mense jou lewe versuur en benadeel nie, want jy moet onthou, daai selfde mense op wie jy fokus, is emosioneel stikkend. Hulle is net so verward, hulle is net so stikkend soos wat jy is. So jy moet nooit toelaat dat jy op mense of op die duiwel fokus nie. Fokus jy op die woord. Fokus jy op jou verhouding met Vader Jahwe in die naam van Meester Yeshua, want hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. Kan ek jou guns vra? As jy nou by die huis kom of jy het vandag tyd, vat 'n pen en papier, skryf daarso. Glo jy vandag die volgende? Skryf neer. Hoekom het Vader my lief? As hy my lief het. Hoekom sal jy sê het Vader jou lief? Skryf dit neer. Glo jy dat die lewende God jou lief het? En waarom? Waarom het hy jou lief? Skryf dit neer. En dan fokus jy so 'n bietjie op hom. En dan tweedens, wat maak jou spesiaal? Moenie vir my sê jy's 'n kind van die lewende God of moenie vir my sê jy lees jou Bybel nie. Ek wil weet, wat maak jou spesiaal? Is jou ja? Kom jy laat as jy 'n afspraak het? Is jy 'n persoon wat met integriteit en met kredietwaardigheid wandel? Vertel jy wit leentjies om jou uit die kwaad uit te hou, om jou uit die moeilikheid uit te hou? Vertel my, wat maak jou spesiaal? Jy's eerlik, jy's opreg, jy verander atmosfere. Vertel my bietjie, wie is jy? Nie vir my nie, sommer vir jouself. Skryf daar op 'n stuk papier, ek is die volgende. Skryf dit daar neer. En dan bid jy, dan sê jy, Abba, dankie. Dankie dat ek vandag 'n gevolmagtigde is op hierdie aarde om hemel te verteenwoordig. So vyand, my fokus is weg van jou. Mense, my fokus is weg van julle af. Maar my fokus is nou, nommer 1, op die inspraak van sy Heilige Gees. Nommer 2, op sy woord. Dat ek sal aandag gee in sy woord en dat die woord gestalte sal kry in my binneste. En dat ek gedryf sal wees, dat ek 'n man en 'n vrou sal wees wat gedryf word deur sy woord. My fokus is weg van die duiwel. Ek is klaar met hierdie beheptheid met die duiwel doen dit en die duiwel doen dat. Vader, in watter areas wil U my seën? Vader, help my om my potensiaal te ontwikkel, sodat U heilige naam in en deur my verheerlik sal word. So gaan hierdie week uit. As jy by iemand kom met 'n opgewondenheid, met entoesiasme, vra vir daai persoon, hey, vertel my gou-gou, in watter areas is jy geseën? Kom aan, vertel my. Sê gou vir my, in watter spesiale tyd het jy met Vader? Vertel my gou-gou van jou geloofswandel, man. Ek wil hoor, hoe gaan dit met jou? Ek wil hoor of jy nog steeds so entoesiasties is oor die woord en oor Vader se teenwoordigheid. Gaan doen dit hierdie week. En dan gaan jy sien hoe mense in jou onmiddellike omgewing gaan verander. Weet jy hoekom? Want jy het verander. Jou fokus het geskuif.
Nou ja, Frik Weideman, bakkie boodskap tot 'n volgende keer. Shalom.